Sê jy nie môre nie? Môre, oupa. Jy kan ook maar vra wat ek maak. Wat maak oupa? Vispap. 'n Karp sal nie by hierdie brousel van my kan verby swem nie, maak nie saak hoe dik hy is. Curry en so 'n bietjie knoffel is so sweets vir 'n geelbek. Ja, oupa. Ja, oupa. Hier vertel ek jou nou een van die grootste geheime van 'n visserman. Al wat jy kan sê is ja, oupa. Jammer oupa, ek voel net nie lekker vanoggend. Is. Voel jy naar? Nee, oupa. Want jy weet 'n mens drink nie melk as jy skielik so in die oggend naar voel. Oupa, ek voel ongelukkig. Waaroor? Daar's 'n sokkie op by die skool vanaand. Wel, slaap my met 'n nat vis en smeer jam onder my arms. As dit jou ongelukkig laat voel, wat sal jou gelukkig laat voel? Oupa, dis net Jaco Botha sou my vat en nou kan hy nie. Hy sê hy moet glo saam met sy ma na Johannesburg toe gaan of iets. O, ag sy my hartjie, maar dit sal seker mos nie saak maak as jy alleen gaan nie. Daar sal daarom seker ander kerels ook wees of iets. Oupa, dis nie die probleem nie. Marieke het my nou net gebel. Sy sê Jaco saam met Shirley Johnson hulle na 'n extravaganza by Sun City. O. Mans is Robbies man. Ja. Hy het 'n gek van my gemaak. Hy sal eerder na 'n spul vroumense en deurtrekkertjies gaan kyk as wat hy my na 'n sokkiejol toe sal vat. Ja. Wat sou oupa in sy plek gedoen het? Wel, Ja, toe maar weet wat ek was. Dieselfde. ek sê jou mos mans is Robbies. Ja. Regterbaks, skelm, oneerlik en ongevoelig. Es. Jou oorle ouma het altyd gesê is ook maar 'n goeie ding. Meeste vroumense het nie 'n sin vir humor nie. Anders sou hulle nooit met mans getrou het nie, hulle sou net vir hulle gestaan en lag het. Man, hy's nie die enigste ou in die skool nie. Stuur hom dinges toe. Jy kan saam met my gaan visvang as jy wil. Ag nee, dankie oupa. Ek sal net saam met Sari sokkiejol toe gaan en myself geniet. En ek hoop hy kry sulke vet karkaatjies van al die gekyk na die deurtrekkertjies. Ai, hoorie is, jy laat geen vreemde mense hier in die kombuis toe nie, hoor. Party mense sal enigiets doen om te sien wat ek in my aas sit. Hi, Waar's ma? waar's Hendrikie? By die flat, daai broer van jou kyk na hom. Waar's ma? Ma Jolanda is hier. Tog ek hoor jou stem. Waar's ons aspartytjie? Ou boet, kyk na hom by die flat. Is daar dan iets verkeerd? Ja, ma. O, eens gaan speel of doen jou huiswerk. Ag, mamma, ek nee, jy sê gesê soek. Kom sit. Sê vir ma wat is fout. Is ek nie meer goed genoeg vir Niels nie of wat, ma? Hoe dan nou? Is ek te vet of wat is dit dan, ma? Ag nee man. Is moeilik om gewig te verloor na die baba. Ek kan nie terwyl ek nog borsvoed nie. En mense in elk geval dink dat enige normale man bly sou wees ek nie soos 'n strydplank lyk nie. Ag maar daar's niks verkeerd met jou figuur nie. Ma moet dit vir Niels sê. Het hy iets gesê? Nee, maar as jy wat hy sê nie is wat hy doen. Of liewer nie doen. Wat maar al gehoor van 'n man wat 'n kop seer het? Maar dis nie eintlik die probleem nie, ma. Ek het 'n vermoede daar's iemand anders. Sy pa sal hom afskil. Skielik word al gereeld laat gewerk. As ek so toe ben, is hy altyd uit op 'n job. Soos dit nou lyk is daar nie 'n lorry op die myn wat loop nie. Ek ruik 'n rot. Maar dis meer knoffel en curry. Nee, dis oupa wat visaars maak. Ek bedoel, ek sou ook agterdogtig geraak het as Hendrik so baie gewerk het. Presies. En om alles te kroon, toe kry ek vanmôre 'n vreemde oorbel agter in sy kar. Wat? Ja, is nie een van myne nie. Is een van daai wat voordeur steek en agter vas skroef. 'n Mens moet dan maar woeste kere gaan as jy so ding wil verloor. As ma verstaan wat ek bedoel. Ek verstaan wat jy bedoel. Maar ek wil nou nie inmeng nie. Het jy met hom daaroor gepraat? Ja, mamma, hy sit op 'n bek vol tande en sê hy weet niks. Maar hy kan my in die oë kyk nie. Ah, hallo Jolly, waar's jy nou man? Hi pa. Hy Niels.
Sorry, het ek nou iets verkeerd gedoen? Vra liewerste wat jou seer gedoen het. Het Neil sy hande vir jou gelig. Ek sou vir hom wurg. Nee, Pat. Ek het 'n vermoede hy is ontrou. Is hy? Nee, Pat. Ek vermoed so. Hendrik, sy het 'n vreemde oorbel in sy kar gekry. Ag, toe maar wat, Jolly. Dis seker een van die appies daar by die myn. Hulle dra mos almal oorbelle, is mos mode. Hendrik, ouer is nie meer 'n appie nie. Dink jy nou regtig hy sal 'n oorbel dra? Nee. Presies. Nou sal ek seker met die kerel moet gaan praat. Ek sou sommer vanmiddag oorreis moet. Ag, dankie, Pa. Dan ry ek ook nou maar eers. Maar klein Hendrik raak ook te groot vir sy baby kraus. Ek gaan maar weg. Ag, my kind, moet jy nou nie ontstel nie. Alles sal regkom. Dankie, Ma. Bye. Ek gaan ou se nek vir hom breek. En as ek daai flerry in die hande kry wie se oorbel dit is, dan skiet ek haar. Hendrik, wat se twak het jy nou weer aangejaag? Niks. Maar ek hoor dat Maggie sê sy gaan een of ander flerry skiet. Nee, pa. Pa het verkeerd gehoor. Sy sê sy dink hy's 'n vleermuis in die dak wat sy wil hê ek moet skiet. Ek ryk pa gaan visvang. Ja, jy wil my mos nie meer vat nie. Nou gaan ek en ons kaasjager 'n bietjie rivier toe. Is dit so 'n goeie ding? Hy drink nie meer nie. Nee, dis nie wat ek bedoel nie. Ek sien die weer steek op, dan gaan ons vanmiddag 'n donder by kry. Ag, dit sal oorwaai, man. Nou ja, kom maar hoor. Maggie, ek loop nou hoor. Hou maar so lank die pan reg vir 'n lekker geelbek vir vanaand. Ek het hier 'n doepa waaroor die visse gaan beklei. Geniet dit, Pa. O, daar's jy. Ek sal voor donker terug wees, hoor. Ek hoor ook al lankal al daardie gegirts daarbo in die dak. As jy my vra, is daar 'n hele nes daarbo. Waarvan praat jou Pa? Vleermuise. Ek slaap nie saam met vleermuise onder een dak nie. Die goed het luister man, hulle daar allerhande siektes aan. Jy sal hulle vandag nog daar uithaal. Kom eens, die winkels maak om 1 uur toe. Jy het nie my sleutels ergens gesien. En die kombuis. Wimpie sal so na 4 uur terug wees van die rugby af. So jy hoef nie vir hom die sleutel onder die maatjie te los nie. En moet nou nie vergeet om met ouer te gaan praat nie. Hendrik, raak tog ontslaaf van daardie vleermuise. Kom eens, jy's mooi genoeg. Raak ontslaaf van die vleermuise voor dit reën. Die weer steek op. En los maar die sleutel onder die maatjie. Miskien speel hulle nie rugby as daar 'n storm is nie. Bye. Bye, Pa. Ja, bye. Die storm voor die stilte. Maar hy slaap, hè? Hy slaap. Is jy alright? Ja, dankie toch, Hendrik. Alles het so vinnig gebeur. Ek kon skaars 'n meter voor my sien. Waar het ek vasgery? In die straat lig se paal. En toe die ruit breek. Toe sit net water en haal ek tog mos toe. Jy het nie seer gekry nie, het jy? Ek dink nie so net nie vinnig gery nie. Maar net by die garage kom om die afdak in te trek. En nog gaan ek net sulke groot gate induik in my karry. Het jy gesien hoe groot is die haal? Net sulke groot golfbolle. Ek hoop Maggie het in die parkade parkeer. Anders is dit weer ek en die versekering. Jy sop nat. Ja. Kom ek gaan gee vir jou my gel, jy gaan nat. Siek word met hierdie nat kleur.
Ek sal vir ons lekker warm koffie maak. Het lyk daarom of jy weer oortrek. Daar's nog droë handdoeke in die kas as jy nodig kry, Rusty. Ons het die haal net gemis. Wat doen jy? Trek my t-shirt aan, hoekom? Dit kan ek sien. Hoekom vra jy dan? Hallo mense, is nare weer wat ons het nie. Nou, natuurlijk kan jy stort. Baie dankie, Hendrik. Ek sal nie lank wees nie, hoor. Dit lyk erger as wat het is. Maggie, dis nie so erg as wat het lyk nie. Wat moet ons dogter van jou dink? Ek skaam my dood. Maar Rusty het hier voor die deur in 'n paal vasgery. Hendrik, my ma het my destyds gewaarsku, maar ek wou nie luister nie. Wat moes ek gedoen het? Ek kon tog nie laat ou Rusty daar in die kar sit en oproes nie, Maggie. Los my. Sy oë dwaal, het my ma gesê. En dit sal nie lank wees voor sy hande dieselfde doen nie. Luister na my, Sy Maggie. het gesê, jy is die soort man wat sommer gou sal vergeet waar hy is vir sy witbrood, maar nooit hoekom nie. Net een ding op die brein het sy gesê. Jy luister nie. Pas op, het sy gesê. Sy hart en sy kop is partners in crime. Kyk, daar staan nou Rusty se kar teen die paal. Sê hier daar, glo jy my nou? Weet wat ek gesien het? Ek het 'n vrou in jou kamerjapon gesien in ons eie huis. 2 minute en sy is hier uit. Of die duiwel is los van Tonner. Ek het gedink hy's klaar los. Die vis wil niks weet in hierdie weer nie. Jy weet, het julle ook so lekker storm gehad? Erger is wat pa kan dink. Ek dink ek het my pap te dik aangemaak. Sjoe, daar voel ek dan baie beter. Hallo, Stoffel. Hallo Rusty. Die vis byt nie in sulke weer nie, hulle soek die sonnetjie. Hendrik, waar's Maggie? Sy is hier iewers. O, maar wat soek jy hier? En in sy gown? Ek het gestort. Maar is die jacuzzi in jou flat dan gebreek? Nee, my kar is gebreek. Ek het vir ons gesê, daai man poer wat hy so self stook, sal met 'n mens se kop smokkel. Lyk my die storm is nou verby. Daar buite, ja. Ag, Stoffel Poffel. Sê jy my nie gou huis toe vat nie? Ja, natuurlijk, ja. Ek sal die gown saam met Stoffel terugstuur, hoor. Penny. Baie dankie vir alles, hoor. Ek sal die garage bel, sodat die kar kan terugstuur, hoor. Hendrik, toe maar. Nie voor jy na my geluister het nie. Ek het vir Rusty gehelp. Ja, man, ek weet. Jy weet. Ja, ek het daar buite na haar kar gaan kyk en toe sê Betty langsam vir my dat jy het vir Rusty gaan help net 'n paar minute voor ek hier aangekom het. Lyk my ou Betty leef voor haar venster. Al haal het ook so dat geen mens kan sien en dan sien sy nog alles. Betty mis niks. Los my, man. En daai dankie soenery van Rusty was heeltemal onnodig. En nie Penny. Jy vertrou my nie juis nie, né? Nee, juist nie. Jy sal met Hes moet praat. Hes was by toe sy ons gesê het. Hes! Ja, ma. Julle twee is lekker kop en een mis, hè? Pa het ons groot laat skrik. Ag man, ek sal mos nou nie op my eie voorstoep staan Ja, nie. toe maar Hendrik, dis verby. Dis geen verby nie. Vertel my wat het my skoonma nog oor my te sê gehad. My hande, my oë wat dwaal en my kop en my hart wat partners in crime is. Wat was die ander een? Hendrik, ek was geskok. 'n Mens sê dinge wat jy nie bedoel nie. Dis verby, vergeet daarvan. As jy iets sê dan vergeet ons daarvan. As ek iets sê dan word dit in die volgende misverstand weer teen my gebruik as ammunisie. Hendrik gaan spring. Hi.
Maar hulle sal nooit glo wat ek nou net gesien het. Wat? Oupa's nog op sy stukke. Ek het vir hom en Tannie Rusty nou net al by die hoek gesien, verby my ry. En al wat sy aan het, is dat vir my gelyk het, soos pa se gown. Nee. Los! Of kyk net maar. Moenie met jou mond vol kos met my praat nie. Los die yskas uit, ons gaan nou eet. Maak soos jou ma sê. Jy ook. Jolanda en Ouboet kom hier eet. En ek het wel gesê, jy kon nie met Ouboet gaan praat nie oor die storm. Een na buite of een hier binne. Jy en Wimpie moet gaan kyk of julle nie die vleermuis uit die dak uit kan kry nie. Daar is nie vleermuise nie. Maar jou pa sê dan hy hoor die gegrits die hele nag. Ja, hy hoor allerhande geluide. Wat verwag jy nou van iemand wat op sy ouderdom nou nog in spooke glo? Oupa het ook al spinnekoppe gesien waar daar nie spinnekoppe was nie. Wat weet jy? Dis jare gelede. Ja, toe oupa altyd gesê het dat brandewyn teen enige prys nog 'n bargain sal wees. Man, gaan kyk televisie of iets. Okay. Ek gaan Ouboet se nek breek. As sy oë en hande begin dwaal. Hendrik, dis nie 'n grap nie. Hy het nou 'n kant, hy moet vir hom inhou. Ja, ek weet ook mos hoe 'n vrou net na sy 'n baba gehad het. Is dit? Ja. En hoe is 'n vrou net nadat sy 'n baba gehad het? Moeilik, jaloers en agterdogtig. Nee. Ja, dis net die baba. Die man kom nie eers tweede nie, miskien 12de. Sis tog. Ja, dis net die baba, alles is net die baba. En al word die man afgeskeep, as hy nie al 200% aandag gee nie, dan word daar met sulke skreefies oë na hom gekyk, so skeermes lemmetjies, en hulle kry allerlei gedagtes soos egbreker en vroueverneker en veelwywer, 'n egskeiding, 'n onderhoudschecks en al sulke goed. Is dit nou hoe ek was? Nee, ek praat nou sommer in die algemeen. Hendrik, jy weet nie waarvan jy praat nie. Nadat die vrou 'n baba gehad het, is sy baie weerloos. En dan het sy van haar man geduld, liefde en sorg nodig. Maar dit sal jy nie verstaan nie, want daarvoor is julle mans te selfsugtig. Nee man, dit is dan nie maklik vir 'n man om sommer so van sy troon afgestoot te word deur so 'n klein bondeltjie mens wat nie eers tande het. Asseblief. Nee, ek sê maar net hoe ek dink Ouboet moet voel, jy weet. En ek dink ook nie hy loop rond nie. Is sommer Jolly wat dink hy knyp die kat in die donker. En as sy nou eers begin hy dink hy knyp die kat in die donker, gaan sy naderhand glo hy doen dit. Hendrik, wat weet jy van knyp die kat in die donker? Is dit nou ondervinding wat praat? Wat van daardie vreemde oorbel wat sy in sy kar gekry het? Ag man, ek sê mos ek dink is een van Ouboet se appies. Almal dra dit daar. Hendrik, as ek daai vlerrie in die hande kry wat vir Ouboet verlei het, dan wurg ek haar. Nee. En as Rusty weer vir jou so dankie soen, dan wurg ek jou. Gaan ons nou die hele aand hier staan of moet ek nou die klokkie ook nog lê? Kan jy niks meer vir my doen nie? Okay. Is dit nodig om met so hard te ly? Wil jy jou kind wakker maak en ek nou weer die hele nag met hom moet opsit? Die klokkie lei altyd ewe hard, behalwe wanneer die batteries pap is. Moet speel. Dis wat jy is. Kry die deur. Hallo Wimpie. Ai, Dudus. Sal jy my help om na ma se kamer te vat asseblief? Kom as dit. Hi. Trouble in Paradise. Wat se goed? Hy's moles. Dit niks met jou te doen nie. Ek vra maar net. Moenie. Ouboet, alle getroudes het rusie so nou en dan. As dit nie so was nie, sou daar nie iets so skei gewees het nie. Seker waar. Ag, maar wat weet jy, man? Ek dink ek hoor die voordeurklok nie. How's dit, pa? Dis seker wat ek vir jou moet vra. Waar is Jolly? Sy het vir Henny en Paul se kamer gaan sit, hy slaap. Hes. Dan sê vir jou ma Ouboet hulle is hier en dan verdwyn jy. Ja, pa, ek moet in elk geval gaan aantrek vir die sokke, joh, en dit gaan ure vat om te besluit wat om te dra. En toe, wat hoor ek? Nee, wat hoor, pa? Ag man, moet nou nie vir jou stupid hou nie. Jou vrou is nie baie gelukkig met jou nie.
For better or for worse. Het gaan nou worse, maar het sal seker daarom weer beter gaan. En dit gaan alles net van jou afhang. Hi, pa. Hallo, julle. Wimpie, gaan koop die koerant. Maar ek het al een gekoop. Gaan koop die koerant. Laas toe ek 2 keer dieselfde koerant moes gaan koop, het ek 'n oom geword. Wat nou? Man, ek skroef jou kop af. En toe julle twee, wat is die probleem? Maar ek moet dit vir Niels vra. Man, elke huis het maar sy ups en sy downs. Solank dit 'n mens se eie huis gebeur, gee ek nie om hoeveel ups en downs jy het nie. Ja man, in ons huis is daar meer kopseer as ups and downs. Niels, as jy nou vir wasgoed voor maande wil was, jy's die een wat laas 'n kopseer gehad Ons het. was altyd ons wasgoed. Ek het nie nog geld vir 'n wasmasjien ook nie. Wag. Ek dink julle praat 'n bietjie by mekaar verby. Kom ons praat reguit. Ou boet loop jy rond. Wat? Nee pa. En wat van die oorbel wat ek in jou kar gekry het, hè? Wat daarvan sê dit bietjie vir jou maande toe? Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, regtig. Ma, praat met haar. Hier is dit. Ek wil enige vrou wat so iets na 'n man se kar kyk, sy sal 'n volk wees as sy nie agterdogtig raak nie. Sien jy nie? Maar nee, miskien my oorbel. Hier is my oorbel. Dankie Jolie, ek soek oral staan daar. Aarde sluk my in. Oh, sorry Niels. Sorry ma. Sorry pa. Oh, sorry Niels. Ja, die duiwel kan aan my ou se gal werk met so 'n oorbel, nee. Ek voel so gek. Vergewe jy jou boeksie, hoeksie? Ja. Sê dit. En nie voor my male nie. Sê dit! Boeksie, woeksie, se worsie, wapsie is vreeslik lief vir hom. Ja, kom maar. Dis nou genoeg. Julle kan nou by julle eie huis gaan woepsie, wapsie, worsie en alles. Ek is net bly dit is nou opgelos. Misverstande sal altyd in die huwelik wees. Vra vir julle pa, is die koning van misverstande. Ja. Vrouens wat dink jy knip die kat in die donker sal ook altyd daar wees. Rusty het my alles vertel. Sy sê ek moet nie vir jou gee, Hendrik. Hoe jy jou uit daarheen uitge-explain het is 'n wonderwerk. Is eenvoudig, pa. Ek het 'n vrou wat my volkome vertrou. O, ek is bly. Ag nee, sies julle hou julle in. O, Hendrik. Ek het hierdie lipstif hier voor in jou bakkie gekry. Ag, laat ek sien pa. Madonna, vanaand vrug ek jou. Dis Rusty se wat sy in my kar vergeet het. Volkome vertroue, né? Ja, dis soos hulle sê, elke ouetjie het sy vroutjie, maar die gras aan die ander kant bly groener. Wat julle nie weet nie, die rede waarom dit daar groener is omdat daar so baie bemesting is.